Lekker dat julle vanmôre by ons is. Ons gaan 'n bietjie saam sing. Die eerste lied is 'n nuwe lied, ten minste vandat ek hier is die eerste keer met ons om sing. Maar miskien het jy hom al gehoor, sy naam is Leeuw vir Juda. So om ons begin hierdie Vadersdag, wonderlike dag saam met die Here te loof en te prys. Thank you.
Hey, weer eens goeiemôre gemeente, die wat nou so 'n bietjie laat teruggekom het. Dit is 'n baie spesiale dag vandag. Dit is Vadersdag, so ek sal net nou so 'n bietjie meer daaroor sê. Maar ek dink ons het vandag laas Marisa. Ons het vandag vir al die paas 'n geskenkie. So, miskien kan ons dit bietjie later doen, so ons gaan net nou geskenkies gee. Kom ons begin sommer net deur geskenkies te gee. Vir almal wat vandag hier vir die eerste keer is, die kuier, of as jy in die week verjaar van vandag tot volgende Saterdag. So ons begin by die linkerblok. Is iemand wat verjaar of wat die kuier of klas is of vir die eerste keer in die gemeente is? En die middelste blok? Op die galery, iemand wat verjaar, soos iemand, of wat vir die eerste keer hier is, of kuier dalk vir die naweek wat hier is. Dankie George. Ons kan dan nou ook geleentheid gee vir die dankoffers om opgeneem te word.
Daar is 'n paar afkondigings wat ek net wil uitlig. Die een belangrike afkondiging is, ons dink aan die mense op die voorbereidingslys. Teresa van die 1 Julie vir haar eerste verkeering, so Teresa, ons dink aan jou, en George van die 30ste Julie, gaan hy vir 'n operasie, ons moet regtig aan hulle dink. En dan oom Janie Swarts, ons het al so van Pinkstertyd vir hom gebid. Dit het baie sleg gegaan met hom. Hulle moes die amputasie hoormaak, ons aanvanklik in die hospitaal, maar die goeie nuus is, hy is gister kon hulle uiteindelik kon hulle die amputasie doen, so ons kan regtig bid vir hom en Tannie Hester. Hy was nou langer as 'n maand in die hospitaal om alles reg te kry om die operasie te ondergaan. So ons kan vir hulle bid. Dan herinner ek net, dis projek Winterhoop, julle sal dit op die radio ook hoor, RSG en ander stasies. Ons is een van die hubs op die afsendpunte van Winterhoop. Dit is maar om komberse bymekaar te maak vir mense wat in hierdie tyd of op die straat bly en kou kry, of selfs mense wat jy dit dalk nie sal verwag nie, wat hier kom en sê ek het nie 'n kombers nie, dis koud, sodat ons dit kan vir hulle gee en vir mense wat kou kry kan gee. So julle kan op die volgende paar Sondae komberse hier by die kruis kom neersit. Ek weet dan by my die 3 wil ek nog nie gebring het nie, ek sal dit sommer in die week bring vir die wat in hierdie tyd nat en koud is. Dan het ek 'n ander afkondiging wat ek baie opgewonde oor is. Ek en Elmarie het uiteindelik besluit om te trou. So ons is baie opgewonde, ons gaan die 8 Augustus trou. Ons gaan die seremonie van 11 uur wees en almal is welkom dit by te woon in die kerkgebou. En dan na die tyd het ons dan nou onthaal wat julle nou sal verstaan, ons kan nou nie almal nooi nie, die koste sal astronomies wees wat ons naby familie gaan hê. So teken dit maar aan as jy die seremonie wil bywoon 8 Augustus. Ons is baie opgewonde daaroor en dankbaar ook dat ons daai punt nou sluit dit om uiteindelik op te trou. Goed, dan is dit vandag Vadersdag. En dit beteken ons dink aan die vaders in ons lewe. En een van die goed wat ons nie altyd besef nie, of wat ek nie altyd vir myself genoeg sê nie, is dat vaders speel 'n ongelooflike belangrike rol in mense se lewens. En ons weet dit veral omdat ons na die wetenskap, die statistiek daarvan kan kyk. Ek het al meer as een keer raak gelees dat wanneer mense navorsing doen in ons gevangenisse en ons tronke waar mense misdade gepleeg het, of dit diefstal is of moord, dat een van die gemeenskaplike faktore, een van die goed wat jy daar gaan kry, is dat baie van daardie mense nie 'n vaderfiguur in hulle lewe gehad het nie. So hoor mooi, 'n gesonde samelewing het 'n betrokke pa of 'n pa na waar kind kan opkyk, en ons sien die uitval van 'n samelewing waar daar nie baie paas is nie, waar afwesige paas, sien jy in jou kriminele rekord van jou land. En ons land het nie 'n goeie rekord nie. Nie met mense wat in die tronk is nie, en ook nie met mense wat paas het nie. So ek wil begin om te sê, as jy enigs as 'n pa of 'n vaderfiguur in jou lewe het, iemand waarna jy kan opkyk, 'n man in jou lewe waarna jy kan opkyk, dan kan ons baie dankbaar wees, want dit is baie belangrik. Dan is daar ook baie interessante navorsing wat sê, dat jou persepsie van jou pa het 'n invloed op jou verstaan van wie God is. Dit maak sin, want ons lees in die Bybel al die mooi verse van die goeie vader, die goeie herder, die pa, en Jesus vertel gelykenisse van 'n pa wat goed is vir sy kinders. En as jy nie so iemand in jou lewe het nie, dan is dit baie keer vir mense, en ek het al beleef by mense wat by my kom, moeilik om as God as vader te dink. Mense by kom en sê, ek kan vir Jesus bid, en ek verstaan Jesus en die Heilige Gees is in my, maar die Vader is vir my moeilik. En daarom weer die groot verantwoordelikheid vir ons as paas, om so op te tree dat ons kinders, wanneer hulle hoor God die Vader, dat hulle 'n goeie vader hier het, 'n goeie voorbeeld het, wat hulle kan verwys, want ons weet, God die Vader is goed. So wil nou vra dat ons geskenkies vir al ons paas uitgee.
Wie gaan dit doen, Marisa, die kinders? So al die paas, al die vaders, julle kan net as jy verbykom net jou hand opsteek, en dan is hierdie geskenkie spesiaal vir jou. Marisa het vir my gesê, ek moet net sê, daar is grondboontjies in die pakkie, soos wat op meeste van die lekker pakkies sê, die meikantuinnuts, en die daskantuinnuts. So as jy van bergies is van neete, moet asseblief nie invat. Terwyl ons die laaste uitdeel, Marisa, het ek vir my so 'n bietjie wat oorbly. As jy dalk iewers hierdie dag jou pa gaan sien, of in die week, en jy wil nog enetjie hê, kom, ons kan dit dalk net nie voorlos, of nie na die tyd kom haal, of daar agter op die tafel, kan ons hier wat oorbly. Want ek sit nou en dink, ek sien my pa vanmiddag, so ek sal vir hom ook een wil vat, en dalk is hier nog van julle wat nog daai voorreg het, dan kan jy nog vat. Is daar nog iemand wat nie gekry het nie? Pa wat nie 'n pakkie gekry het nie? Ek nie nou so nie. Goed, dankie Marisa. Gemeente, ek wil nou ons moet vir 'n oomblik net stil word om 'n pa of 'n vaderfiguur, en ek sê spesifiek vaderfiguur, want ons moet maar eerlik wees. Almal van ons het nie noodwendig 'n pa of 'n goeie pa gehad nie. Van ons se ouers is pa's vroeg dood, of pa's is dalk nie 'n wonderlike voorbeeld nie, maar dalk het jy iemand gehad in jou lewe, 'n onderwyser, dalk 'n familielid, dalk 'n vriend of iemand wat vir jou gelei het of wat vir jou soos 'n pa was. En vir 'n oomblik, ons moet stil word en ons moet daarvoor dankie sê. As daar enige so iemand in jou lewe is, word 'n oomblik stil by die Here en sê dankie. Dankie Here vir hierdie persoon in my lewe wat my aangeraak het op 'n goeie manier, wat vir my goed was. Kom ons gee 'n oomblik vir stil gebed. Battery vir die mic. Ek het nie. Hy het gesê die laaste een. Amen. Kom ons gaan nou terwyl ons sit by 108, 108 vers 1 en 2 sing, waar ons ook vir die Here dankie sê. Dat ons iemand in ons lewe het en dat ons op hierdie kan loof en prys. Gaan ons sing.
Vir gemeente, ek gaan hierdie kers nou aansteek. Die kers is vir ons 'n simbool daarvan, dat die Here deur sy Heilige Gees hier teenwoordig is. En soos die vlammetjie brand, lig gee en hitte gee, so kom gee die Here vir ons lig en warm harte vanoggend om dit met die wêreld te gaan deel. En daarom is dit vir my voorreg en vir my baie lekker om jou vanmôre te groet in die naam van die Vader en die Seun en die Heilige Gees, die een wat lig gee in ons lewe en wat ons harte warm maak vir die Vader, maar ook vir mekaar. Kom ons staan nou op en dan sing ons 'n loflied saam. Skriflesing kom vandag uit Lukas 12 vers 13 tot 21. Van die wat die Bybels het kan dadelik maak. Ek lees vandag uit die 2020 vertaling uit. Lukas 12 vers 13 tot 21, 'n baie bekende gelykenis, die gelykenis van die ryk dwaas. Daarom ook die tema vandag, ryk maar dwaas. Lukas 12 vers 13 tot 21. Voordat ons saam lees, kom ons bid saam. Here ons Vader, goeie Vader, Vader wat altyd in liefde na ons uitreik, die een wat die 99 skape los om daardie verdwaalde skaap te gaan soek, die herder wat ons na groen weivelde lei, Vader wat ons veilig in sy hand hou. U die een wat vir ons uitwys wat ware liefde is. Dankie dat ons in U naam by mekaar kan kom en
en dat ons nou saam met die woord kan lees. En dat ons iets van die note van die musiek kan hoor vir u liefde vir elkeen van ons, ook in die teks wat ons nou gaan lees. Ons bid, Here, dat u deur hierdie woorde wat ons gaan lees, en deur die Heilige Gees wat met elkeen van ons deur die oomblik werk, ook wanneer ons hierdie woorde hoor, Here, dat ons aangeraak sal word deur die teenwoordigheid, Here, dat u vir ons lig sal gee vir die week wat kom om u wil te doen, en dat ons die harte sal warm maak vir u teenwoordigheid, maar ook vir die mense wat nie om ons is, waarvoor ons geroep is om lief te wees, en die wat ons in die week gaan ontmoet, waarvoor ons dalk nie so lief is nie, of wat ons nie voorlus is nie. Bidde dat u deur ons en in ons sal werk in die Gees. Amen. Voordat ons saam lees, die van julle wat die videoetjie gesien het sal weet, ek het vandag 'n spesiale gas hierso. En sy naam is Piet. En Piet is, wag, voor ek vir Piet uit al die kinders en ek kan nie by my kom staan. Ek is Piet ontmoet. Piet is 'n hoenderhaantjie. Wie van julle hoenders by die huis? Ja, jy het hoenders, mooi. Wil sê bietjie hallo vir Piet. Dis eintlik Gideon se hoender, ja. Gideon het vir my naam Piet gegee. So Piet is baie rustig, en ek kan nie by my verstaan, maar ek wil vir julle vandag 'n storie vertel van 'n hoender, voordat ons die teks lees, wat iets sê van wat in die teks gebeur. Wil jy hom vashou? Wat hom mooi? As hy nou hier die kerk wil wacht, kom ons dalk uitdaging sê. Nou wie is ou Piet? Piet is eintlik baie rustig en wag. Het nou die videoetjie wat ons voor die week uitgestuur het ek gesê dat Piet my nogal wakker maak voor my wekker afgaan. Maar verder is Piet baie rustig. Piet het 2 hennetjies wat op by die huis is. Ek weet nou nie al die hoenders in die kerk kos nie. Maar ek wil jou vandag vertel van 'n storie. Daar word vertel dat daar 'n boer was wat hoenders gehad het soos Piet met 'n paar hennetjies. Maar hierdie boer het deur 'n paar droogtes gegaan. Ek wonder miskien moet jy vir Piet eers terug sit as hom nou weer uithaal, want julle gaan nou nie luister. Piet het my mandjie vuil gemaak. Dit klink soos Piet. Ons gaan nou weer vir Piet. Kom op Piet, span. So julle moet gou luister, ek wil die storie vertel, en dan gaan ons weer vir Piet hallo sê. Liewe gemeente, kinders, wat gebeur het is, daar was 'n boer en sy vrou, en hulle het 'n paar droë jare gekry, toe het hulle regtig begin arm word. Wanneer 'n boer baie droogte het, dan het hulle nie meer geld nie, dan kan hulle nie meer oes nie, en die diere het nie kos nie, en die water raak op, en die boorgate droog op, en die windpompe werk nie meer nie. So hierdie boer het begin om baie swaar te kry, dit was net hy en sy vrou wat op die plaas gebly het. En toe het hulle so swaar begin kry, dat hulle amper nie meer kos gehad het nie. Hulle het eintlik net 2 goed geëet en gedrink. Hulle het 'n melkkoei gehad, wat hulle kon melk, so hulle het daarom elke dag skoon melk gehad, of melk gehad om te drink, en dan het hulle soos Piet 'n paar hoendertjies gehad, wat elke dag 'n klompie eiers gelê het. En dit was maar swaar. Hulle het ook so 'n bietjie groente geplant, so hulle stapelvoedsel, dit wat hulle meeste geëet het, was eiers, en hulle het melk gedrink, en dan het hulle so 'n bietjie groente saam met die eiers gedrink. So ek weet nie wie van julle hou van groente nie. Wie hou van groente? Goed, hier's 'n paar van julle. Maar dit was omtrent hulle dieet, spinasie en eier, wortel en eier met 'n glasie melk, komkommer en eier, slaai en eier, alles het met eier gebeur. Maar goed, hulle het begin swaar kry, en al wat hulle gehad het, is 'n hoendertjie met 'n eiertjie, en so 'n groentjie en 'n bietjie melk. En hulle het verskriklik gebid en gepleit, dat iets moet gebeur, dat hulle net weer in die moeilikheid kon kom, want in die tussentyd het hulle baie skuld gehad, hulle kon nie hulle skuld betaal nie, en hulle was op die punt dat hulle al hulle goed sou verloor en die plaas sou verloor. En toe op 'n dag,
Toe kom hulle by die hoender se nes. Hulle kom by die hoender se nes en onder die hoender sien hulle interessante ding. Hulle kry so, sien julle die eier is goud. Hulle kry 'n goue eier onder die hoender, die hennetjie wat sy gelê het. En eers het die vrou gedink, hoe moet ons nou 'n goue eier eet? Maar toe sy hom wil optel, toe kon sy nie, toe moet sy al twee hande vat, toe besef sy, hierdie is suiwer goud. Nou julle goud is baie duur. En met goud kan jy baie geld kry. Die vrou van die boer het toe daardie dag Markplein toe gery, na die winkel toe. Sy het daai goue eier verkoop en daai dag kon hulle steak eet en lekker groente en hulle kon selfs gaskoeldrank kon hulle bekostig en hulle kon so 'n bietjie van hulle skuld afbetaal. Maar toe gebeur 'n interessante ding. Die volgende dag, toe die vrou weer daar aankom om die hoendereiers uit te haal, toe is daar weer 'n hennetjie wat 'n goue eier gelê het. En weer kon sy vir daardie dag genoeg kos koop, 'n stukkie van die skuld betaal, en so het dit gebeur dat elke dag 'n goue eier onder een van die hennetjies uitgekom het. Julle, toe begin dit nou eintlik goed gaan met die boer. Hy kon al sy skuld betaal, hulle kon nuwe klere koop, want hulle klere was maar net overalls, daar was nie veel om te dra nie. Hulle kon selfs weer 'n trekker kry en bietjie ploeg en plant en het weer bietjie geld gemaak sodat hulle al hulle skuld kon betaal. Hulle het genoeg gehad in die gemeente om elke dag goed te lewe, te eet, nie skuld te hê nie. En so nou en dan selfs nog 'n melkkoei aan kry om te koop. En maar toe op een dag, toe kom die boer by sy vrou. En hy sê vir sy vrou, my vrou, hierdie eiertjies kom bietjie stadig. Ek wil nou nie meer elke dag vir 'n goue eier wag nie. Hoor nou wat is sy plan. Hy sê toe vir haar, dis mos nou logies, binne hierdie hoender moet daar klomp goue eiers wees. En hy sê toe vir haar, kom ons slag die hoender. Dan kan ons al die goue eiers bymekaar maak, dat ons baie geld, dan kan ons oorsee gaan vakansie hou, en dan kan ons 'n klomp goed doen wat ons nie nou kan doen met die eiertjie van elke dag nie. Die ou boervrou was nie baie beïndruk nie. Sy het gesê, my man, ons het genoeg elke dag. Ons lewe lekker, ons eet gesond, ons drink goeie goed, ons kan aangaan. Hoekom wil jy nou die hoenderslag en al die goue eiers uithaal? Maar soos dit op 'n plaas gaan, het die oom uiteindelik sy sin gekry. En op 'n dag gaan haal hulle die goue eier uit, jy wil die goue eier bietjie vashou. Daarso, hulle gaan haal die goue eier uit, en die boer vat die hoendertjie na die kombuis toe, en hy slag die hoender, om die goue eiers uit te haal. Nou, hoeveel goue eiers dink julle het hy in die hoender gekry? Ja, wat sê jy? 100. Jy sê 0. Jy? 10. Julle sal nie glo nie, toe hy die hoendertjie klaar geslag het, toe was daar nie een goue eier in daardie hoender se maagie. Van daardie dag af was daar nooit weer 'n goue eier nie. En weet julle wat sy hartseer? Die boer het baie vinnig al sy goed weer verloor. En na 'n paar maande het dit slegter met die boer gegaan as wat dit gegaan het voordat die hoender goue eiers gekry het. So wat dink julle vertel hierdie storie vir ons? Wat probeer die verhaal sê? Wat moet ons nie doen? Nie almal gelyk nie, nie eerlik. Wat dink julle probeer hierdie storie vir ons sê? Dink julle, ja? Ja, baie mooi. Ons moet rustig wees. Ons moet nie afjaag nie. Die groot woord wat ons by hierdie storie leer is, gierigheid is verkeerd. En gierigheid, ek het so 'n bietjie die woordeboek gaan kyk, gierigheid is 'n oordrewe, onversadigbare begeerte om meer geld, mag, besittings te bekom as wat 'n mens nodig het. Ander woorde, hierdie storie vertel vir ons dat die Here vir ons elke dag sorg, maar as ons gierig raak vir die gemeente, dan eindig ons baie keer op 'n plek waar dit met ons slegter gaan. So dink julle die boer moes die hoender geslag het?
As hy net tevrede was met elke dag sy goue eier, dan sou hy nooit sonder 'n goue eier gewees het nie. Ok, julle het my nou baie mooi geld, dankie, julle kan gaan sit. Wil iemand nog gou vir die hoedertjie vryf, as julle reg? Dis julle Piet is baie mak. Nee, dit kan jy later doen. Voor die kinders kan ook na die klassies toe kom as hulle reg is. Ek hoop nou nie Piet kraai nie, maar twyfel daarom of hy dit nou sal weet. Nee, probeer. Liewe gemeente, hierdie verhaal van die boer is eintlik 'n baie diep verhaal. Soos ek aan die kinders en vir almal vertel het ook, dit lê iets bloot van gierigheid of gulsigheid en vertel eintlik 'n verhaal wat gebeur wanneer jy nie weet wanneer genoeg is nie, wanneer jy gierig is, wanneer dit by jou besittings, of in hierdie geval die goue eier is. Nou die teks wat ons nou vandag gaan lees, het my regtig aan hierdie verhaal dink. Want Jesus spreek hier iets aan wat baie nou verband hou met die gesindheid van die broer, wat die goue eiertjie uiteindelik uit die hoenderhaan uit wou slag. So kom ons lees nou saam en hoor of julle iets daarvan ook hoor in hierdie gelykenis. Iemand uit die skare het vir hom, dis nou vir Jesus gesê, Meester, sê vir my broer om die erfenis met my te deel. Maar hy antwoord hom, mens, wie het my as regter of bemiddelaar oor julle aangestel? Toe sê hy vir hulle, pas op, en wees op julle hoede vir elke vorm van gierigheid, want 'n mens se lewe word nie bepaal deur die oorvloed van sy besittings nie. Kan ek dit weer lees? Pas op, wees op julle hoede vir elke vorm van gierigheid, want 'n mens se lewe word nie bepaal deur die oorvloed van sy besittings nie. Daarna het hy vir hulle die volgende gelykenis vertel. 'n sekere ryk man se plaas het 'n goeie oes opgelewer. Hy het homself nou afgevra, wat moet ek doen? Want ek het nie plek waar ek my oes kan opgaar nie. Toe sê hy, dit is wat ek sal doen. Ek sal my skure afbreek en groter skure bou. Daarin sal ek al my graan en my goedere opgaar. Dan sal ek vir myself sê, mens, jy het baie goed opgegaar vir baie jare. Ontstaan, eet, drink en wees vrolik. Maar God het vir hom gesê, jou dwaas, vandag nog sal jou lewe opgeëis word, en wat jy bymekaar gemaak het, aan wie sal dit behoort? So gaan dit met iemand wat vir homself skatte bymekaar maak en nie in God ryk is nie. So gaan dit met iemand wat vir homself skatte bymekaar maak en nie in God ryk is nie. Voordat Jesus die gelykenis vertel, sien ons dat hy sit en hy praat met mense en uit hierdie skare uit sê iemand vir my, Meester, sê vir my broer, hy moet my deel van die erfpos en hy moet my geld vir my gee. Nou dit is baie interessant as ons voor die gelykenis kyk wat hier gebeur, dat dit toch twee goed is wat ek dink ons moet verstaan oor hierdie man se versoek. Die eerste is in die Bybelse tyd was elke seun geregtig op 'n deel van die erfporsie. So wanneer jy 12 seuns het, sal elkeen 'n deel kry van die erfporsie. Die oudste een kry dubbel dit wat die ander kry, maar die verwagting is dat die erfporsie tussen die seuns uiteindelik op so 'n manier verdeel word dat elkeen 'n deel kry. So as hy sê, my broer moet die erfenis met my deel, dan was dit 'n baie belangrike ding om te weet dat hy dit mag vra het. Hy sou 'n deel van die erfenis op kon staat maak. Daar was die verwagting dat hy ook 'n deel van die erfenis kry. So dis nie 'n onbillike vraag nie. Hy het 'n punt om op te staan. Hy het nie sy deel van die erfenis gekry nie. As 'n broer moes hy 'n deel van die erfporsie kry. Die
Die tweede ding is, dat Jesus uiteindelik vir hom sê, wie het my as regter en bemiddelaar oor jou aangestel? Maar in 'n sekere mate, mag hy dit vir Jesus gevra het. In die sin dat in daardie tyd, het die rabbies en die leermeesters wat die Ou Testament geken het ook as regters opgetree. Omdat die wet absoluut op die Ou Testament gebou was, geskoei was. So jou rabbies en jou leermeesters kon jy sekere regskwessies mee gaan en hulle kon uitsluitsel gee. En die feit dat hy Jesus as meester aanspreek, ander vertalings sê leermeester, die woord in die Griek sê, verwys daar iemand wat die mag het om 'n regsuitspraak te maak. So, as ons net na die man se woorde kyk, dan is dit amper vreemd dat Jesus op hierdie manier reageer, want hy het 'n saak gehad om te maak, hy was geregtig op 'n deel van die herdebosie, en hy kon vir Jesus, wat as 'n rabbi beskou is, of as 'n rabbi self was ook, kon hy so 'n vraag vra en Jesus sou eintlik kon uitsluitsel gee. Tog is dit interessant dat Jesus op 'n negatiewe manier op hom reageer. Jesus sê nie vir hom, roep jou broer, kom ons sorteer hierdie ding uit. Jesus sê vir hom, man, wie het my as regter oor julle aangestel? So daar's iets in hierdie man se houding, iets in hierdie man se manier, wat vir Jesus sê, hier is 'n probleem. Hier's iets wat nie pleis is nie. En die eienskap wat die Here Jesus in hom raak sien, is gierigheid. Ons sien dit, want net hierna sê hy dan nou juist in reaksie op die man se versoek, sê hy vir hom, wees op die hoede vir elke vorm van gierigheid. Nou, ek het 'n bietjie daaroor gelees, en daar's baie opinies oor hoe Jesus dit sou kon raak sien, dat hierdie man se vraag nie net 'n klein wetlike vraag was nie, maar dat daar agter dit 'n stuk gierigheid, gulsigheid geskuil het. En daar's mense wat sê, goed, dalk het kon Jesus sien dat hierdie man reeds wel al was, dat hy nie die geld nodig gehad het nie. Ander mense sê, hy sou dalk kon sien in sy houding, en die manier wat hy dit vra, dat hy arrogant is, dat hy eintlik, jy weet, nie opreg is in dit wat hy vra nie. Hoe dit ook al sy, ons weet die Here Jesus kon iemand se hart raak sien. Hy het 'n fyn aanvoeling gehad. Hy het deur mense gesien. By die vrou by die put, by die hoogverskillige vrou, baie plekke in die Bybel, kom iemand en Jesus sien deur hulle en hy spreek die kern van die probleem af. So of Jesus dit kon sien in sy klere dra of wat ook al, is nie so belangrik nie, maar die feit is, Jesus sien hierdie man, hy het 'n billike vraag, maar Jesus sien onmiddellik raak, agter sy vraag skuil 'n gesindheid teenoor aardse besittings wat mense kon beskryf as gierigheid. Om net nog te vat en te vat en te vat. En dan vertel hy die gelykenis, dalk om vir die mense wat rondom hom daar sit en wat sê, wow, Here, hierdie man, dan mag ek vra, hy is geregtig op sy erfporsie, dalk doen hy dit juis om vir hulle te verduidelik en te vertel, hoekom hy sê, wees op jou hoede vir elke vorm van gierigheid. En dit is eintlik so kort, maar so kragtige gelykenis. Iets wat eintlik vir ons in 'n land waar landbou groot rol speel, belangrik is, nie so vreemd is. Dis 'n boer wat so goed boer dat hy 'n klomp graan en ander goedere het wat hy geoes het. En nou sit hy met 'n probleem. Wat gaan hy met al hierdie goed doen? Dis so baie, die oes was so groot, hy weet nie waarom hy dit heen te gaan nie. En wat doen hy? Hy het reeds skure, hy maak hierdie skure groter, en hy sit al sy graan en sy goedere en alles wat hy gemaak het, sit hy daar binne, en dan kan hy ontspan. En hy sê vir homself, man, jy het nog goed gedoen. Jy kan nou eintlik agteroor sit en die lewe geniet. Jy hoef nooit weer te ploeg of te plant nie. Jy het nou genoeg weggesit om eenvoudig net te ontspan en die lewe te geniet. Weereens, soos met die man se vraag op die oog af, is dit nie so verkeerd nie. Is dit nie maar baie keer wat ons doen, wanneer ons beplan vir ons ou dag, of wat 'n boer doen, as hy baie oeste het nie. Ek onthou toe ek in Ryds was,
Dominee was daar baie boere wat silo's op hulle plaas opgesit het en hulle graan daar opgestoor het. So wat is nou eintlik die probleem met 'n goeie boer wat vooruit boer en 'n boer wat 'n plan maak en dan uiteindelik kan sê ek het nou genoeg weggesit, ek kan ontspan. Wat is die probleem? Wat is die kern van die ding wat die Here Jesus probeer aanspreek? Want as jy hierdie teks so 'n bietjie met 'n fyner kam na dit toe gaan, dan sien ons hier's 'n hele paar probleme. Met hierdie boer se gesindheid teenoor sy aardse besittings. In die eerste plek is dit belangrik om raak te sien dat dit hier eintlik net daaroor gaan dat hy beheer is met sy besittings. Met die fokus op sy besittings. Ek weet nie of julle dit opgemerk het in hierdie gelykenis nie, maar dit gaan alles oor hom, sy besitting, sy goed, my dinge, my goed wat ek by mekaar gemaak het. Nou kan ek agteroor sit, nou kan ek rus, nou kan ek lekker lewe. Dis totaal gesentreerd rondom homself. En die eerste ding wat ons hier met mekaar raak sien en wat die Here vir ons in hierdie gedeelte wil wys is, God kom nêrens voor in sy suksesplan. Ek kan dit maar weer gaan lees by die huis. Nêrens sê hy vir God dankie nie. Nêrens sê hy dank Vader en hy vir die Here gedank en hy dit weggesit in die stoor. En nêrens kom God eers in die prentjie nie. So die kern van sy eerste probleem is dat hy nie besef dat dit God is wat daai reën gestuur het wat sy graan en sy oeste laat gedei nie. Dis God wat vir hom die vermoë gegee het om te kan boer, die wysheid en die insig om die regte goed te plant. Dis God wat dit vir hom gee. Hy dink net dis hy wat dit gedoen het. En dit is nie hy wat die saadjie laat opkiem nie. Dit is nie hy wat die plant laat fotosinteer in die son en al die dinge bymekaar bring nie. Dit was eintlik alles 'n gawe van God. Hy is eintlik so 'n bietjie amper obsessief met homself, selfgesentreerd. In vers 17 tot 19 kom die woordjie ek of my 7 keer voor. Dis net ek en my. Mense wat oor die gedeelte skryf sê, dit is nie net sy onvermoë om na God te verwys wat vreemd is in die teks nie, maar dit is ook sy onvermoë om na die mense rondom hom te verwys. Ons leef in 'n wêreld wat ons in sekere mate, ons word ten minste so vertel, ons redelik onafhanklik kan leef. Jy sou iewers daar op jou eie kom leef en 'n 60 doen by Checkers en jy sal kan aangaan. Maar in hierdie tyd was mense totaal afhanklik van mekaar. Die hele idee om onafhanklik van ander mense te leef en daar soos 'n uil op 'n klei op jou eie aan te gaan was ondenkbaar. Mense het mekaar nodig gehad. Meeste mense was redelik arm en het nodig gehad dat daar ander mense is wat help. So mense wat oor hierdie teks skryf sê dis baie vreemd dat in al sy beplanning en goed hy nie dink aan so op Vadersdag kinders, familie, armes, sy werkers, wat dit moontlik vir hom gemaak het om hierdie oeste af te haal, hy sou dit op sy eie kon doen nie. Nêrens lees ons dit nie. So op 'n vreemde manier is hy net besig met homself. En het hy 'n saak met ander mense. Mense moet sê in 'n meer, wil ek sê, gesonde plaas opset, sou hy dalk sy familie bymekaar kon sê, sy seuns bymekaar kon sê, manne, kom ons praat, wat gaan ons doen? Hoe gaan ons hierdie koers bestuur? Hoe gaan ons beplan? Wat gaan ons doen? Niks daarvan. Ek, myne, dit is waaroor dit gaan. Soos moet dit nie mis nie. 'n Groot probleem met sy besittings is, hy sien nie God raak nie, en hy het 'n saak met die mense wat daardeur geraak word. Sou dalk 'n bietjie verder gaan, ek is maar versigtig daarvoor, maar iemand skryf oor en sê, wat van sy werkers?
As hy nou 'n boer is en hy het die wonderlike oes en hy het al sy skure gesit, hy het definitief werkers gehad wat dit moontlik maak om daardie goeie oes te doen. Wat gaan hy met sy werkers nou doen? Uit die gelykenis lyk dit asof hy vir hulle sê, gaan huis toe. Hulle het geen deel in daai rykdom nie. Hulle word nie in ag geneem nie. Hulle word nie geraadpleeg nie. So totale selfsugtige ek, my, myne wat hier heers op hierdie boer se plaas. Tweede opsigtelike ding, en ek weet nie wie dit raak gesien het nie, is dat hy dink hierdie besittings gaan vir altyd hou. Met ander woorde, as ek dit in my skuur het, en my skuur het 'n dak op, dan gaan daai besittings daar veilig wees, daai graan gaan bly waar dit is, totdat ek op die dag doodgaan. En dis natuurlik nie waar nie. Hy vergeet van roes, motte, mif in die graan, brande, diewe, klomp goed wat met hierdie graan kan gebeur. So, die hele idee wat hy het, dat hy nou hierdie goed daar gaan bære, en dat dit vir altyd gaan hou en nooit iets aan geoorkom nie, is eintlik 'n groot risiko en 'n valse vashou aan iets wat nie altyd gaan hou nie, wat hy nie enige waarborg op het. Besittings moes hy leer en dit nie verstaan nie ewigheidswaarde nie. Dis verganklik. Dit gaan verby, dit word gesteel en dit hou nie van. Hy aanvaar ook dat hierdie goed wat hy nou weggesit het in die skuur, dat dit nou daar is vir sy plesier. Anders gesê, hoor tog in die gelykenis dat hy nou glo, omdat ek baie goed het, is ek nou gelukkig, gaan ek blydskap hê, gaan ek gelukkig wees. En daarom sê hy dan uiteindelik, nou kan ek agteroor sit, ontspan, eet, drink en wees vrolik. So hy maak die aanname dat sy groot skuur met al sy besittings wat hy daar bære, dat dit hom gelukkig gaan maak. Dat dit vir hom vreugde gaan gee. Liewe gemeente, dis 'n leuen wat vandag vir ons gevoer word deur die media, advertensie besig om verstaan hoekom. Maar hierdie boer moes iewers leer dat as jy baie aan die skuur het, jy nie noodwendig gelukkig is nie. En hy maak hier 'n baie groot fout as hy dink dat hierdie skuur en al die goed wat daar opgegaar het, mag ek waag om te sê, al die mense waarvan hy nou homself vervreem het toe hy hierdie besluit geneem het, sonder om enigiemand in ag te neem, dat hy nou net vir altyd gelukkig gaan wees. Dit is 'n groot fout om daardie aanname te maak. Uiteindelik is die hartseer nou, dat die mense kon sê, die boer het dan nou deur sy optrede afhanklik geword van sy besittings. Dink bietjie daaroor, hy is afhanklik van sy besittings. En daardie skuur wat daar staan moet nou vir hom geluk gee, daardie skuur moet vir hom sekuriteit gee, daardie skuur moet vir hom hoop gee, want dis waarby al sy hoop plaas, nie op God nie, maar daardie skuur met al sy goed in. Uiteindelik het daardie skuur vir hom 'n afgrond geword. Iemand skryf nogal oor die stukkie en hy sê, daar's 'n stukkie ironie daarin. Dat die feit dat hy nou baie in sy skuur het om waarskynlik baie slapelose nagte gaan gee. Want nou moet hy skuur oppas. Dit is nou sy neseier, dit is sy goue eier wat hy uitgekrap het, wat nou vir altyd moet hou. En na die enigste plek waar die man eintlik in die gelykenis op die bekommernis toon is, juis as hy waarskynlik wakker lê en dink, hoe gaan ek nou al my geld spandeer? As ook ietsie daarvan, dat as jy dan nou so baie het, dat jy nie so gemaklik is nie, want jy het baie om te verloor. En daarom raak jy verknog aan jou skuur.
aan jou besittings. Raak dit jou redding, dit raak jou hoop, dit raak jou verlossing. En sê iemand, hy wonder wat sal gebeur as daardie skuur afbrand. Wat bly oor van hierdie man? Want dit was net hy en sy besitting wat vir hom enige waarde gehad het, wat vir hom enigiets beteken het. In die gemeente, dalk 'n laaste ding, en ek weet al voorheen wat die teks gepreek, en dis die eerste keer wat ek raak sien, en dit het vir my nogal diep geraak. Want ek het dit vorige keer nie raak gesien nie. Wil jy ons moet weer na die eerste vers toe? Vers 13 op ons. As ons weer vers 16 lees, die begin van die gelykenis, 'n sekere ryk man se plaas het 'n goeie oes opgelewer. So let mooi op. Hy was klaar ryk. Hy het klaar genoeg gehad voordat die oes gekom het. En daarom is hierdie, toe ek dit raak lees en besef, hierdie gelykenis vir my 'n ekstra mate van hartseer gehou. Die boere het dit nie nodig gehad nie. Hy was klaar ryk. En toe hy nog kry, meer as wat hy reeds het hy 'n skuur gebou. Het hy dit vir homself gehou, het hy sy hele lewenstoekoms daarop toevertrou. En dan kom die skok in die gelykenis. Maar God het gesê, wat is dit? Maar God het ook gesê, jou dwaas, vandag nog sal jou lewe opgereis word. En mense wat oor hierdie gelykenis skryf, sê, dat ons dit nie moet miskyk nie, dat hierdie man hierdie lang plan het, wat hy alles uitgewerk het, tot en met dan om sy lewe te geniet. En dan die kontras in 'n sin, sê God, verby. Klaar. En dan die vraag, wie gaan daai goed kry? En dis ook ironies dat die Here Jesus dit sê, want hy het almal vervreem waarvoor hy het omgee. As niemand hoor nie, hy het net vir homself gegee. En uiteindelik, iemand wat vir skatte bymekaar maak en nie by God, so gaan dit met iemand wat homself skatte bymekaar maak en nie by God. Liewe gemeente, so kan ek net afsluit deur te sê, so 'n paar goed wat ons in hierdie gelykenis maar weer moet hoor, want ons leef in 'n wêreld waar ons 'n ander storie as die evangelie hoor. En dit word in ons ingeprent deur advertensiewese en 'n klomp goed. Kom ons sê net weer vir mekaar, dat jou besittings is nie joune. En ek weet, en ek het dit self ook sê, ek het daarvoor gewerk, dalk het jy bietjie geërf. En dis goed om besittings te hê. Baie mense skryf, hierdie teks sê nie, jy moenie besittings hê nie, maar kan ons dit net sê, dit wat jy het is 'n gawe uit God se hand. En as ons dit vergeet, dan skop gierigheid in. Dan is ons op die verkeerde pad. Jy mag dit geniet, jy mag werk vir jou dag, jy mag, maar altyd in jou agterkop die wete, dis 'n gawe uit God se hand. Dis eintlik God se. Dis ook vir jou gegee om ander te seën en nie net vir jouself te hou nie. Dis iets wat mense nie in ons wêreld waar ons is noodwendig so helder sien as ons dit lees nie, maar binne die wêreld van daai tyd sou dit bitter vreemd wees dat ons nie hier lees van ander mense wat deel in die geld of iets daaruit kry of saam in sy vreugde dit om vier nie. Die Here seën sodat ek ander ook kan seën. En onthou, die groot ding is om te weet wanneer dit genoeg is. Toe sy grootmoeders inkom, was hy klaar ryk. Hy kon ongelooflik baie daarmee gedoen het vir die mense rondom hom. Dit gaan nie vir ewig hou nie. As jy 'n pa van ma van familielid het by aftree, gaan kyk wat in die muur hang. Nie die trekker en die groot huis nie. Gesinsfoto's, oomblikke saam met geliefdes. Aardse goed is tydelik en ons besef dit dikwels te laat. Gaan jou nie gelukkig maak nie. As jy daaroor wonder, gaan lees op Wikipedia van Brad Pitt en al die ander
wonderlike skatryk sterre en gaan lees hulle verhale. Dan sal jy dit sien. En eintlik weet ons dit. Jou aardse besittings gaan jou nie gelukkig maak. Jy kry stinkryk mense wat sielsongelukkig is. En jy kry brandarme mense wat vol vreugde is. Moenie daardie leen wat baie keer ons kan afdruk, want dit gaan jou nie gelukkig maak nie. As ons obsessief en gierig is oor ons aardse goed, liewe gemeente, as ek terug kan kom na Piet toe, en die goue eier, as ons die hoenders slaan, as ons die goue eiers by mekaar wil maak, dan mis ons die goue eier wat die Here elke dag vir ons gee. Miskien is dit wat die boer gemis het, die mooi en die goeie wat die Here vir hom gegee het, toe hy reeds ryk was voordat hy die groot oes gekry het. En dan die hartseer dat hy die hoenders slag, die skuur bou. En as ons dit doen, ons gierigheid deel van ons lewe word, dan sien ons nie met die goue eier vir elke dag nie. Dan is ons besig om dit wat die Here ons elke dag te gee te mis. Ons is besig om die mense om ons nie raak te sien nie, en ons leef net vir onsself. In ons land hoef ons nie ver te kyk om te sien hoe lyk dit as jy die hoenders slag nie. Hoe lyk dit as jy die skure groter bou net aan jouself dink? Daar's baie hofsaake en korrupsiesake die oomblik wat dit doen. Maar ons as gelowiges vir mekaar sê, dis nie hoe ons met ons besittings omgaan. Amen. Ons bid saam. Here, help my om nooit so verknog te raak in aardse goed, dat ek soos hierdie boer net aan myself dink en vergeet van U en my medemens nie. Help my om dit wat ek het te geniet, die goue eier vir elke dag, sonder om die hoender te slag, en uiteindelik ongelukkig, ontevrede en onvergenoeg te wees. Amen. Kom ons staan vir die uitstemmet en dan bly ons staan vir die seën. Wees jy op jou hoede vir elke vorm van gierigheid, ook in jou lewe. En dan, vandag, môre, die res van die week, gaan geniet die goue eier wat jy elke dag vir jou gee, en wees dankbaar daarvoor. Mag die liefde van God, en die genade van ons Here Jesus Christus, en die gemeenskap van die Heilige Gees by jou wees. Amen.
rustig.